Goeiemôre familie en vriende. Baie welkom by vanoggend se troostdiens. Ons wil op 'n gepaste wyse, eintlik moet ek sê op 'n gelowige wyse, wil ons vanoggend afskeid neem van Tannie Nelly Lerm. Ek het ongelukkig vir Tannie Nelly nie geken nie. Ek het een besoek by haar afgelê voordat sy afgesterwe het. Ek is nog nie in hierdie gemeente. My naam is Kobus Kloppers. Maar gelukkig het die susters verlede Saterdag 'n draaitjie gemaak by die pastorie en ons het lekker gesels en hulle kon vir my heelwat vertel van Tannie Nelly. Namens myself en namens die gemeente van Cederpark wil ons innige meegevoel en simpatie aan u as familie en aan u as vriende oordra met die skielike afsterwe van Tannie Nelly. Veral aan my meegevoel en simpatie aan die kinders, Hailey en Elise, Corrie en Ronel, en dan ook aan die twee skoonseuns, Dani en Dion, en dan ook die kleinkinders en die agterkleinkinders wat vanoggend hier is. En dan ook aan al die ander familie en vriende, baie dankie dat u hier is en dat u die familie in hierdie baie moeilike tyd ondersteun. Ons gaan kyk eers na die begrafnisbrief. Ek vertrou het elkeen 'n begrafnisbriefie gekry. Op die buiteblad staan daar Nelly Lerm en dan 'n baie mooi foto van haar. En dan sien ons sy is gebore op die 28ste van die 6de maand Junie 1941 tydens die Tweede Wêreldoorlog. En sy is oorlede op die 8ste Junie vanjaar. As ons omblaai, 'n liefdevolle herinnering aan Petronella Magdalena Nelly Lerm. En dan namens die familie gaan ek vir u die skriflesing doen uit Johannes 14, die eerste 4 verse. Dis 'n baie mooi skrifgedeelte, is 'n baie gepaste skrifgedeelte om by so 'n geleentheid soos vanoggend te behandel. En dan net 'n kernvers wat ek graag by die skrifgedeelte vir u wil uitlig is: in die huis van my Vader is daar baie woonplek. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. En dit is Jesus se eie woorde aan sy disippels. Afskeidsbrief. Anderkant die reënboog is daar 'n plek waar die lig nooit ophou skyn nie. Daar is geen skadu of wolke in die lig. Daar is niks donker en sal die dag nooit verdwyn nie. Dit is die hemel, plek van vreugde en rus. Daar's geen tyd of ruimte, net van vrede bewus. Vir hulle wat hierdie geseënde plek bereik, is dit die einde van 'n laaste stryd. Nelly se heengaan word diep betreur deur haar bedroefde kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. En dan is daar 2 pragtige liedere vir ons aangeteken. Ons eerste lied gaan die oorwinningslied wees. Ons gaan al 3 verse sing. Ons het net 2 verse wat ons op die bord gaan gooi, maar ongelukkig gaan ons gelukkig sal ek eerder sê, het ons al 3 verse op die begrafnisbrief en ons gaan al 3 verse vanoggend sing. En dan gaan ons eindig met die baie bekende lied 510, genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Op die agterblad is daar 'n huldeblyk en die familie het gevra ek moet namens hulle die huldeblyk lewer en na die huldeblyk gaan ons geleentheid gee vir 'n PowerPoint en dan gaan ons nie PowerPoint nie, eintlik 'n slideshow, tog 'n slideshow waarna ons gaan kyk na 'n paar fotos en dan gaan ek namens die familie ook die bedankings doen. Vriende, dit is 'n troostdiens, daar is nie 'n ter aarde bestelling nie en u is welkom na afloop van die diens hier in die kerkgebou
deur te beweeg na die saal net hier agter om 'n koppie tee en koffie en 'n eetdingetjie te geniet. Kom ons buig die hoofde en dan open ons met die fotum en die seëngroet. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees by die fotum uit 1 Korintiërs 15. Die opskrif is die opstanding uit die dood. 'n Natuurlike liggaam word gesaai, maar 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. Die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword, maar die tweede Adam, Jesus Christus, het die lewendmakende Gees geword. Die eerste mens is uit die aarde en is stoffelik en is sterflik, maar die tweede mens is uit die hemel en gee aan ons die ewige lewe. Amen. Daarom, familie en vriende, is my voorreg om julle te groet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam, ons sing tot eer van die Here, die 3 verse van die baie bekende oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer.
Here, baie dankie dat ons weet dat u woord vir ewig sal staan. Want u woord is die waarheid. En u woord kom uit uw mond. En u is vir ewig. U was van ewig af. En u sal wees tot in ewig. En daarom, Here, gee aan ons ook die ewigheid. Daarom sê ons vir u dankie vir die Seun Jesus Christus, wat bereid was om mens te word, aan die kruis ons sondes te sterwe, en vir ons die dood kom breek het, en die opstanding moontlik gemaak, sodat ons ook as mense die ewigheid kan beerwe. Dankie, Here, vir die hemel waarvan ons gelees het in die begrafnisbrief, die tuiste van kinders van God, by u, saam met u, tot in ewigheid. Dankie dat ons kan weet, dis 'n werklikheid. Dis nie net 'n woordjie van hoop wat ons aan mekaar gee, om die lewe vir ons draaglik te maak. Nee, dat ons kan weet, dit is die waarheid. As ons hierdie lewe verwelroep, dan gaan daar 'n nuwe lewe vir ons ook. 'n Lewe by u, 'n lewe saam met die engele, 'n lewe saam met afgestorwenes wat u geken het. En dankie dat ons kan weet, dis ons erfporsie in Jesus Christus. Ons loof u en ons prys u daarvoor. Dankie dat ons kan weet, u is ons hemelse Vader. Daarom bid ons, Here, dat u vir hulle as familie sal vertroos, veral vir hulle as dogters, wat 'n moeder nou aan die dood afgestaan het, wat alreeds 'n vader aan die dood afgestaan het. Ons bid vir hulle as skoonfamilie, kleinkinders, agterkleinkinders. Ons bid, Here, dat hulle waarlik sal ervaar dat u vir hulle Vader is. Ons hemelse Vader, wat saam met ons in pad staan. Wees hulle naby, Here, vertroos hulle, versterk hulle, bemoedig hulle. Nie net vandag nie, maar ook in die tyd vorentoe. Sien ons saam wees vanoggend en word oor alles verheerlik. Ons vra dit in Jesus se dierbare naam. Amen. Soos ek vir julle reeds genoem het, familie en vriende, namens die familie gaan ons kyk na Johannes 14 en ons gaan net 4 verse lees, vers 1 tot vers 4. Ek gaan vir julle lees uit die 83 vertaling en die opskrif in die Bybel by my is Jesus gaan na sy Vader toe. Jesus gaan na sy Vader toe. Dis soos ek reeds gesê het, 'n baie mooi skrifgedeelte. Dis 'n gepaste skrifgedeelte. Veral wanneer mense met die dood gekonfronteer word, is dit goed om te weet dat hierdie lewe op aarde wat ons ken en wat ons so lief het, dat dit nie die enigste lewe is. Dat daar 'n ewigheid is wat vir ons weggelê is. En daardie ewigheid is nie vir die buitewêreld daar buite. Dis nie vir ewigheid nie. Dis vir kinders van God. Dis vir gelowiges. So dit maak ons anders as die mense daar buite wat nie glo nie, wat nie die Here ken nie en wat nie 'n verhouding met Jesus Christus het. Hulle het nie daardie hoop wat ons het. Kom ons kyk na die skrifgedeelte. Die skrifgedeelte begin deur te sê, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, maar glo ook in my. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Dis nou Jesus se eie woorde. En hy is besig om hier met sy disippels te praat, net voor sy eie sterwe aan die kruis. Dan sê Jesus in vers 2,
In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Die ou vertaling, 33 vertaling sê in die huis van my Vader, sy kreggies is daar baie woninge. As dit nie so was nie, sal ek nie vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan eindig Jesus met vers 4 deur te sê, en julle ken die weg. Dus dan moet sê, julle ken die pad na die plek waarheen ek gaan. Liewe familie en vriende, ek wil graag 'n paar gedagtes uit hierdie skrifgedeelte vanoggend met u deel. En ek hoop dit sal vir u bemoedig, en dit sal vir u troos bring, en dit sal vir u hoop gee om aan te gaan met die lewe op aarde. Nou die gedeelte begin met 'n oproep. Het u dit gesien in hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het? Dit begin met 'n oproep, want Jesus sê vir sy disippels, moenie ontstel wees nie. Want hy het nou net vir hulle gesê, hy gaan sterwe aan die kruis. En hy gaan nie vir altyd saam met hulle op aarde wees. En as jy hoor dat iemand vir wie jy lief is weggaan, dan is jou natuurlike reaksie, jy raak ontstel, jy raak hartseer. En daarom begin Jesus hierdie gedeelte met hierdie oproep, moenie ontstel wees nie. Met ander woorde, Jesus gee vir sy disippels, maar hy gee dit ook vir ons vandag 'n troostwoord. Hy sê, moenie ontstel wees nie. Hy sê dat hy weggaan, maar dan gee hy ook 'n belofte. Deurdat hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Met ander woorde, Jesus praat oor die hemel. En toe ons na hierdie brief gelees het wat die familie opgestel het, die afskeidsbrief, het ons ook daarvan gelees. Nou die hemel is 'n onbekende plek vir ons. Maar die Bybel praat baie oor die hemel, veral in die Nuwe Testament. In die Ou Testament gaan jy bitter min van die hemel lees. Maar in die Nuwe Testament kry ons gelukkig baie meer teksverse wat verwys na hierdie tuiste wat die Here vir ons gemaak het. En veral Jesus praat baie oor die hemel. En as jy meer wil lees, spesifiek met die hemel, blaai daar aan die gedeelte agter in die Bybel, Openbaring 21. Dan gaan jy 'n baie mooi gedeelte kry van hoe die hemel lyk. Die Bybel sê vir ons dis 'n plek van vreugde en rus, soos hierdie afskeidsbrief ook dan vir ons sê. 'n Plek waar daar nie trane is nie, en 'n plek waar daar nie hartseer is nie, 'n plek waar daar nie dood is. 'n Wonderlike plek, soos die paradys, soos God het oorspronklik bedoel het, toe hy die paradys vir Adam en Eva geskep het. Nou Jesus gee vir sy disippels daarom hierdie belofte, deur te sê, moenie ontstel wees nie, in die huis van die Vader is daar baie woonplek. En dit is ons ewige erfenis by God die Vader. Daarom die lewe op aarde is nie die enigste lewe. Ek sê altyd in die kerk, as jy praat oor dood, dan praat ons in dieselfde asem oor lewe. As ons praat van dood, dan praat ons ook van lewe. Want deur die dood kom daar lewe.
Jesus Christus het deur sy dood vir ons lewe gedaan. En as jy vandag aan dan die ding wat afgesterf het, moet jy nie net dink aan sy wat nie meer by ons is nie, maar moet jy ook aan haar dink wat by haar ewige tuiste is, saam by die Here. Sy lewe nie op hierdie wêreld, op hierdie aarde nie, maar sy lewe in 'n ander dimensie, die ewigheid, die hemel, saam met God, saam met sy engele, saam met afgestorwenes wat die Here geken. Dis 'n wonderlike vereisting wat ons sien. En daarom bring dit vir ons 'n troos oor wanneer ons met die dood gekonfronteer word. Want die dood op sy beste, soos jy sal weet, vriende, is 'n slegte ding. Op sy beste is die dood 'n slegte ding. Jy kan eintlik niks goeds oor die dood sê nie. Want die dood bring afskeid. En die dood bring hartseer. En alles wat daarmee gepaard. En daarom dat Jesus sê, ek gee vir julle ewigheid by my Vader. Daarom moet julle nie vaskyk in hierdie lewe nie, maar moet julle 'n geestelike bril opsit, moet julle kyk na die ewigheid wat ek vir julle voorberei. Dan sê Jesus, ek gaan vooruit om vir julle plek gereed te maak. Jesus sê vir sy disippels, ek kan nie vir altyd by julle wees op aarde. Ek sal graag wou, maar ek het dinge om te doen. Daarom het Jesus teruggegaan in die hemel. En wat doen hy in die hemel? Die Bybel sê vir ons, hy tree vir ons in by die Vader. Daarom ken ons dan ook Jesus as ons hemelse advokaat, wat vir ons intree by die Vader. Maar daar is ook nog ander dinge wat gebeur. En dit sê die teksgedeelte vir ons, Jesus sê, hy is besig om vir ons hemelse woning in gereedheid te kry. En dis wat nou besig is om te gebeur. Terwyl ons hier sit, wagtende op die wederkoms van Jesus Christus, is hy besig om ons hemelse tuiste vir ons gereed te maak. Jesus maak het vir ons moontlik, vriende, die sy eie dood aan die kruis. En daardeur bewys ons sy liefde aan ons. Ek sê altyd, as daar iemand is wat verstaan waar jy as familie gaan, waar jy as vriende gaan, as iemand aan die dood afgestaan het, is dit die Here. Alhoewel God volmaak is, ken God hartseer, ken God gebrokenheid. Want God het sy eie seun Jesus aan die dood afgestaan. En daarom verstaan hy waar jy gaan. Hy ken verlies, hy ken hartseer. Maar Jesus gee dan nou hierdie wonderlike belofte ook weer te sê, ek kom weer terug, en dan sal julle vir ewig wees waar ek is. Dan oor hy praat oor die wederkoms. Die wederkoms is 'n belofte waarop ons kan staan, en waaruit ons daagliks kan lewe. Eendag gaan Jesus terugkeer, en dan gaan hy hierdie hele wêreld nuut maak, en dan is ons vir ewig altyd saam met hom. En niks wat ons ooit weer vir mekaar kan skyn. Niks. Daarom sê ek altyd, leef met die oog op die ewigheid. Leef met die oog op die wolke. Want enige oomblik kan die Here ons gemaak. Ek het hierdie week weer met iemand gesels, eintlik met 'n paar dames by die Bybelstudie, en toe ons ook die ewigheid aangeraak. En toe ons gepraat oor die wederkoms. En toe sê ons eintlik vir mekaar, ons praat so oor die wederkoms, maar wanneer breek die wederkoms eintlik vir ons aan? Ja, dit gebeur eendag, wanneer ons almal vir Jesus Christus op die wolke sal sien, maar eintlik word dit vir jou werklik in die dag as jy sterf. As jy opmaal voor die wederkoms, dan is daardie kommaal eintlik jou wederkoms. Want dis wanneer jy die Here
van aangesig tot aangesig sal sien. En daarom moet ons gereed wees. Ons kan nie net praat oor die ewigheid en hoe mooi dit is, en wat 'n troos dit ons bied, en wat 'n hoop dit vir ons gee, maar ons is nie reg nie. Dis soos iemand wat vir jou sê, maar ons het 'n belangrike funksie wat ons moet bywoon. Jy moet bad, jy moet was, jy moet jouself mooi maak, jou beste klere aantrek. Ek gaan jou op 'n sekere tyd kom haal. Dis 'n baie grand geleentheid. Jy moet op jou beste lyk. En dan kom maar daar spesifieke tyd by jou aan. En dan is jy nog nie reg. Jou hare is nog nie gekam nie. Jy is nog in jou pyjamas. Jou slaapklere, jy moet nog jou pantoffels aan. Dan sê ek vir jou, maar hoekom het jy nie reg gemaak nie? Ek het vir gesê, kom aan. Daar is nie meer tyd nie. Jy gaan nie die geleentheid besloot. So sê die Bybel ook vir ons, die woord van God. Jy moet reg wees as die Here jou kom haal, sodat jy nie agterbly nie. En daarom sê Jesus in my volgende gedagte, hy sê vir sy disippels, en julle ken die weg. Julle ken die weg, julle ken die pad na die plek waarheen ek gaan. Julle hoef nie te wonder hoe om in die hemel die ewigheid uit te kom nie. As jy miskien vandag daaroor wonder, dan gaan ek vir jou die antwoord gee. En die Bybel gee vir ons die antwoord. En daardie weg, liewe vriende en familie, daardie pad is 'n persoon. Daardie pad is 'n persoon. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En dan sê hy, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, ek is die pad wat jy moet stap. As jy waarheid soek dit met my, ek is die waarheid. En as jy die lewe soek, ek is die lewe, ek het die dood gebreek. En daar rig hy 'n waarskuwing, niemand gaan na die Vader behalwe deur my. Baie mense sal vandag jou probeer mislei, probeer verwarring staan in jou denke en jou hart en vir te sê, maar is Jesus Christus werklik die enigste pad na God toe? Ja, Jesus is. Vir iemand wat sê, maar alle paaie lei na die hemel. Jy moet net 'n goeie lewe leef. Jy moet enige kosmos kies. Op die oude vriend by God het. Dis so leer van Satan. Dis nie waar nie. Maar wat maak jy met Johannes 14 vers 6 wat jy sê, waar Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Dis Christus alleen wat ons skuld vergewe. En sodoende vir ons vryspraak by die Vader bereik. En omdat ons nou vrygespreek is, het ons die ewige erfenis wat van ons weggewees. Daarom wat ek gesê, dis nie vir enigeen. Dis nie vir enigeen. Dis net vir kinders van God. En dis 'n wonderlike vooruitsig wat jy sê. En dit maak ons, liewe vriende en familie, kwalitatief anders as mense wat nie die Here ken nie. Dit maak ons anders. Dit maak ons nie minder sterflik nie. Ons gaan ook nie die dood, maar ons het die ewigheid waarin ons staan. Daarom sê hy in Tessalonisense 4, is vir my gisterlike teks ook, en ek kan dit saam lees by hierdie teksgedeelte in Johannes. Daarom sê in Tessalonisense 4 vir ons tree ook, maar ons tree nie soos mense wat geen hoop het. Want ons weet eendag gaan ons weer geliefdes in die hemel sien. En daarom kan u verseker wees, as familie, vriende, kinders en kleinkinders, eendag gaan die weer getermineer in die hemel terug. Dan is die kring nie voltooi. Dan sal dit nooit weer gebreek word. Die vryspraak by God, die
ewigheid vir God is 'n werklikheid vir kinders van God. Vir hulle wat ervaar het wat Jesus aan die kruis ons kom doen het. En hulle wat daagliks in 'n lewende verhouding met Jesus Christus lewe. En daarom, ek wil eindig, daarom wil ons hier toes, want ons ken die Here. Ons ken die Here, ons ken Jesus, en daarom ken ons die weg na die Vader. Mag het vir elke van die 'n werklikheid wees in die lewe. Mag het vir die troos bring, mag het vir die hoop gee vir die toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike woorde in Johannes 14 wat vir ons sê, ons hoef nie onsself te wees nie. Daar is 'n ewigheid wat vir ons weggelê is, 'n ewigheid saam met U. Dankie dat ons kan weet, hulle wat U geken het, hulle wat 'n pad saam met U gestap het, hulle wat U liefgehad het, hulle is deel van daardie ewigheid. Ons hemelse erfenis. Dit gee vir ons troos, dit gee vir ons hoop. Maar Here, ons wat nog agterbly, ons wat nog 'n taak op aarde het, ons bid dat dit ook 'n werklikheid in ons lewe sal wees. En wanneer U ons kom roep, wanneer U ons kom maak, dat ons gereed sal wees, dat ons nie beskaamd sal wees, dat daar nie vir ons gesê sal word, maar jy is nie gereed nie. Baie dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak. Ons bid vir hulle as familie. Ons bid dat U vir hulle sal seën, dat U hulle sal vertroos, en dat U vir hulle krag sal gee deur die Heilige Gees. En dat hulle krag in U sal vind, en in die woord, wat die waarheid is, en wat vir ewig staan. Ons loof, Here, die groot en heilige naam, en ons dank U vir die nalatenskap, wat Tannie Nelly en haar familie, en haar kinders, en kleinkinders, skoonfamilie, en vriende se lewens nagelaat. Maar ons gaan Here, aan ewige rus vir U. En dit bid ons alles in die wonderlike naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Vriende, dan is dit nou my voorreg om namens die familie kort huldeblyk te lewe. Ek gaan fokus op die agterblad. Dis welkom na die agterblad te blaai. Net voordat ek daaruit lees, Tannie Nelly, soos ek verstaan, het jare by Klouwer gewerk. Die suster sê vir my, sy was 'n kookboek op 2 bene. Die wat daar baie goed geken sal weet waarvan hulle praat, hè? 'n kookboek op 2 bene, klink baie goed. Sy was vir alles 'n liefdevolle persoon. Nie net vir familie, maar vir alle mense, sê die susters. En daarom sê hulle, was sy 'n ware moeder en gewees. Baie mooi benaming van Tannie Nelly vir my, wat haar nog nie geken het, 'n goeie idee. Kookboek op 2 bene, sy kon lekker kos maak, sy het resepte geken, sy kon resepte uitdeel, en sy was 'n moederin wat liefde het verleef. Die Here het gegee en die Here het geneem. Was die Here se wil om ons geliefde moeder, ouma en grootouma te kom haal, was sy nou bly, sy gelukkig, en is daar geen lyding, Openbaring 9. Op die ouderdom van 80 jaar en 8 maande is haar plekkie hier. Alhoewel ons reeds al vir maande moes gereed maak om te groet, bly dit steeds die seerste seer. Maar ons dank ons Hemelse Vader vir ons moeder, ouma en grootouma, wat hy aan ons geleen het. Sy was 'n dinamiese, standvastige vrou, 'n voorbeeld en 'n rolmodel. Sy was ons rots, leermeester,
gee en oor om te luister. 'n Raadgewing, 'n juweel van 'n mens en soveel meer as wat woorde kan skryf. En sy het diep spore in ons lewens gelaat. Ons sal vir altyd hierdie sagaardige vrou, moeder, suster, ouma en ouma groot se mooi herinneringe koester. Ons van berusting en die Here se wil, wat se wil het gesien. Haar feesmaal en plek was gereed om in sy hemelhuis te gaan woon. Rustig liewe mamma, lief mamma, vir altyd. Dan is daar 'n spesiale bedanking. Spesiale dank aan Elise en Dani vir al julle liefde en versorging van mamma, van ons ander sissies en vriendjes. Ons gee 'n geleentheid vir die slideshow.
so by